Goed, ons is dan nou in die 22ste hoofstuk van Lukas en ons lees daar vanaf vers 1 en die fees van die ongesuurde brode wat Pasga genoem word was naby en die owerpriesters en skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle hom kon ombring want hulle het die volk gevrees en die Satan het in Judas gevaar wat Iskariot genoem word en wat uit die getal van die 12 was en toe hy gegaan het met die owerpriesters en hoofde beraadslag hoe hy hulle om die lewe kon om hom aan hulle te kon oorlewer en hulle was bly en het met hom ooreengekom om hom geld te gee. En hy het toegestem en na 'n goeie geleentheid gesoek om hom sonder oproer aan hulle oor te lewer. Goed, so kom ons kyk net gou wat is die konteks van wat hier gebeur. Ons weet Jesus het in sy profetiese rede het hy 'n klomp goed gesê en onder andere het hy maar net weer 'n keer die Fariseërs en die skrifgeleerdes het hy en hulle owerpriesters het hy geïmpliseer en hulle het hom gehaat daarvoor. Hy het aan hulle slaai kom krap, die volk het aan hulle behoort, dis hulle eiendom gewees, hulle het baie geld uit hulle uitgemaak en dit was vir hulle 'n klip in hulle skoen dat hierdie man gekom het en soos wat hulle dit beskou het, wil hy hulle disipeltjies van hulle af wegsteel. Hulle bron van inkomste en al hulle volgelinge het hulle met hulle lewe probeer beskerm. En in elk geval, so hier kry ons dan die tyd van die fees van die ongesuurde brode, wat Pasga genoem word. Nou, om die Pasga reg te verstaan, dit was 'n instelling gewees wat geduur het vandat God die volk uitgelei het uit Egipte uit tot op hierdie stadium was die Pasga ingestel gewees. So om te verstaan waaroor die Pasga gaan, moet jy dan nou na onder andere, daar's 'n paar plekke, maar die vertrekpunt is in Eksodus hoofstuk 12 en ek blaai gou terug na Eksodus 12 toe en ek gaan net gou daar 'n paar verse lees dat jy net kan verstaan waaroor gaan die Pasga. Hy begin by vers 1 en onthou op hierdie stadium praat God met Moses en Aaron en hy gee vir hulle spesifieke opdragte nog voordat hulle uittrek uit Egipte het. Sê hy, en die Here het met Moses en Aaron in Egipteland gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. So, dis die eerste instruksie, hierdie maand. So, watter maand is dit? Die eerste van die maande en dit is die maand Abib. En so God verander in 'n mate, verander hy vir sy eie mense, gee hy nou vir hulle 'n ander kalender. En dan sê hy, van nou af sal hierdie maand vir julle die eerste van of hy noem dit die begin van die maande wees. Dan sê hy ook vers 2, dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Goed, so en daai maand se naam is Abib. Ok, nou ek het nou nie die betekenis van Abib nie, maar ek neem aan dit beteken eerste maand. Dan sê hy, spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Nou, die lam weet ons gaan oor dit is om te sê, daar gaan vir julle 'n lam kom. En Christus is hier die lam wat sal kom. En dit wat ons dan nou in Lukas 22 kry, is hier dieselfde fees. So ons kan nou sien, dat dit is amper, want hy sê die wat Pasga genoem word, was naby. So Jesus begin met die voorbereidingswerk, saam met sy disippels, vir die Pasga. En dan, so ons weet dan, dit moes baie naby aan die begin van daardie maand, wat hy dan genoem het, Christus gee die naam van die maand, hy noem dit die maand Abib. So ons weet, dis min of meer die begin van Abib, wat Jesus met sy disippels gepraat het, maar so, hy sê, en ek is nog steeds in Eksodus 12, hy sê, dan moet julle 'n lam neem vir elke huisgesin.
Dan sê hy, maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n hele lam, dan moet jy moet jy 1 lam kry vir 2 huisgesinne. Dan sê hy vers 5, julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. 'n Lam sonder gebrek, met ander woorde, dit moet 'n lam wees wat sonder gebrek is. Christus, die vlekkelose lam. En dan sê hy, van die skape of die bokke kan julle dit neem, so die lammetjie is die lammetjie, en dan sê hy, en julle moet in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. So met ander woorde, so hy sê, die 10de van die maand moet jy die lammetjie neem, en die 14de van die maand, vir 4 dae moet julle die lammetjie hou. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. So aan die einde van die 4de dag, moet hierdie lammetjie geslag word. Goed, en hulle moet, vers 7, en hulle moet van die bloed neem, en dit stryk aan die 2 deurposte, en die bodrempel aan die huise waarin hulle dit eet. En jy kan nou maar gaan kyk, Johannes 10 vers 7 en Johannes 10 vers 9, ek wil dit nie nou gaan lees nie, maar dit gaan hier oor die deurposte en die bloed, so dis die bloed van Christus, wat dan geslag, die lam wat geslag is, en dit is die bloed van Christus wat ons die oordeel laat vryspring. Goed, dit word aan die deurposte, en dan moet hulle die vleis eet, en dan sê hy in vers 11, en so moet julle dit eet, julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete, en julle staf in julle hand, baie haastig moet julle dit eet, dit is 'n Pasga van die Here. Hy sê, 'n Pasga van die Here is dit. Dan sê hy vers 13, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Nou, weer eens, dis alles tekens van geloofslewe. So die Pasga is wat ons eet. Met ander woorde, die woord van God wat ons eet. Die bloed is die teken, met ander woorde, die bloed van Christus. Christus is gewederbaar uit die Heilige Gees uit, en die bloed verteenwoordig die Heilige Gees. Die Pasga verteenwoordig die woord. Hy is sy liggaam is vir ons gegee, sy bloed is vir ons gestort, en dit gaan oor die eet en die drink van die bloed, nee, die bloed en sy vlees. En dan sien ons, en hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees, vers 14, hierdie dag moet julle gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. Wat is die geslagte as 'n ewige insetting? Totdat die ware lam sou kom. En dan sê hy, 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Wat beteken dit? Jy moet elke dag eet van die woord van God, en die woord van God is ongesuurde brood. Met ander woorde, daar's geen dwaallering in die woord nie. En dan sê hy, alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise uit verwyder. Wat is die huise? Dis die plekke waar ons byeenkom om Christus te aanbid en te leer ken. En dit is nie kerkgeboue noodwendig nie. Dit is plekke waar mense gelowiges saam aan deel het aan ongesuurde brood. So hierdie is die voorloper van Christus wat sou kom, en wanneer hy gekom het, het hy die volheid van die ongesuurde brode vir ons gegee. Hy word geoffer, en die offer is die instelling van die Nuwe Testamentiese kerk. Goed. Dit was so 'n bietjie van agtergrond waaroor die Pasga gegaan het, en dan sê hy, en die owerpriesters en skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle het die volk gevrees. So, hulle het nie net lukraak gegaan en gesê, maak hom dood nie, want wanneer die volk iemand geïdentifiseer het as 'n profeet, dan het die profeet het van God gekom, 1, so jy kan nie aan die profeet vat nie, en 2, wanneer daar 'n profeet in hulle midde was, dan het hulle na die profeet geluister. En dit was die probleem met die fariseërs is, hulle kon hom nie sommer net losweg doodmaak nie. Hulle moes 'n goeie rede vind om hom dood te maak. En daarom soek hulle, en hulle die volk gevrees, want hulle het geweet, as hulle hom sommer net doodmaak,
dan sou die volk op hulle afgekom het. Goed. En dan sê hy, en die Satan het in Judas gevaar wat Iskariot genoem word, en wat uit die getal van die 12 was. Nou, die Satan het in Judas gevaar, beteken, wanneer gaan die Satan in iemand in? En hoekom gaan die Satan in iemand in? En dit is, wanneer 'n mens oënskynlik saam met Jesus beweeg. So, Jesus kies hierdie 12 manne. Daar's 12 manne wat saam met hom stap vir min of meer 3 jaar, en aan hierdie einde van hierdie 3 jaar gebeur daar 'n baie vreemde ding. Jy moet weet, Judas Iskariot het alles gehoor wat Jesus gesê en gedoen het. Hier en daar was hy nie noodwendig by gewees nie. Maar op 'n stadium gebeur dit dat daar die duiwel vaar in Judas Iskariot in. Wat vir my een ding sê, en dit is dat Judas Iskariot was nooit in op Christus nie. Hy het homself nooit gegee vir Christus nie. Hy was deel van die 12, maar hy was nooit deel van Christus nie. Hy het nooit ingekoop op wat Jesus verkondig het nie. Ons weet, jy kan maar gaan kyk, dat hy was die een wat die geldsak gedra het, hy was die een wat Jesus besteel het, hy het die offergeld wat eintlik daar was om aan die disippels en aan Christus te voorsien, terwyl hulle uitgegaan het hy sy hand diep in hy geldsak ingedruk en van die geld gesteel. So sy hart was nooit by Christus nie. Maar jy sien, as jy lank genoeg saam met Christus stap, maar jy stap met 'n verkeerde hart saam met Christus. Met ander woorde, en ek wil dit nou vir ons liewe geldgedrewe, ek wil hulle nie eers broers en susters noem nie, maar as jy die Here dien vir wat hy vir jou moet doen vir hierdie lewe, is jy een wat saam met Jesus stap vir self. Dan wil ek vir jou sê, jy het nodig om tot bekering te kom. Jesus gee vir Judas Iskariot tot op die laaste, gee hy vir hom kans om te draai, maar hy draai nie. En die duiwel vaar in hom in. Want dis wat gaan gebeur. As jy aanhou om Christus te dien vir jou eie voordeel, gaan die duiwel iewers in jou invaar. En wat gebeur? Dan verloon hy Jesus. Dan sien ons, en so, die Satan het in Judas gevaar, wat Iskariot genoem. So wat beteken Iskariot? Iskariot beteken, die woorde Iskariot beteken, dis die plek waar hy vandaan kom. Nou dis baie belangrik om te verstaan, wie is Judas Iskariot? So kom ons vat nou, byvoorbeeld iemand wat in Kaapstad gebore is. So ons praat van Gerard van Kaapstad. Jy het 'n Gerard vriend wat in Johannesburg bly, en dan het jy 'n Gerard wat in Kaapstad woon. En dan sê jy, nee, die Gerard van Kaapstad. En hierdie Judas is die Judas van Iskariot. En wat beteken Iskariot? Iskariot beteken Kerioth, wat in Judea, dis 'n dorpie in Judea. Nou sal jy vind, die enigste disipel wat Jesus gekies het, wat nie uit Galilea kom nie, was Judas Iskariot. En Judas Iskariot se pa was 1 'n Jood en 2 'n Fariseer. Soos hy kom uit die huis van 'n Fariseer. In Judea, wat die plek was waar die Jode sterk gefunksioneer het onder die beheer van die Joodse beweging, die Sanhedrin, wat se hoofkantoor in Jerusalem gesetel was. En dis baie interessant dat Jesus kies 11 van sy disippels uit Galilea uit, ek wil amper sê ongeleerdes, en dan die 12de ene kies hy, die een wat hy geweet het, want hy was gekies vir die rol, kies hy uit die Fariseershuis uit van sy pa Simon, en hy is die een wat Jesus uitverkoop, want dit is wat 'n Fariseers hart doen. Jy gaan, as jou hart is om te heers oor iemand,
in geloofslewe, as jy die hoof van jou kerk is, as jy die een is wat die scepter swaai in jou gemeente, dan wil ek vir jou sê, as jy 'n fariseer en jy Jesus ontneem van sy hoofskap en jy gaan hom verloon, jy gaan hom uitverkoop. Want jy sê, ek is die een hier, luister na my, jy gaan na my luister, terwyl sy vader op die berg gesê het, dit is my geliefde seun, luister na hom. So wanneer jou hoof of jou een wat in beheer is van jou gemeente, solank as wat hy nie sê, ek is niks en niemand in hierdie beweging nie, ek is net soos julle, gelyk aan julle, ons gaan almal saam na hom luister, en ek gaan julle nie misbruik nie, ek gaan nie van julle afleef nie, ek gaan julle nie manipuleer nie, ek gaan saam met julle die Here soek. As jy nie so 'n persoon het nie, dan wil ek nou vir jou sê, hy gaan Christus uitverkoop. Vers 4, en toe het hy gegaan en met die owerpriesters en hoofde beraadslag, hoe hy hom aan hulle kon uitlewer. So daar, hy verkoop hom uit, en hulle was bly, en het met hom ooreengekom om hom geld te gee. So dis die, Christus word uitverkoop vir geld. Dis nou maar net hoe dit is. Geld is altyd die motiverende motief. Dit motiveer ouens geweldig. Hoe groter sy gemeente is, hoe meer geld maak hy, en hoe vinniger word Jesus verloon deur die persoon. En dan in vers 6 sê, en hy het toegestem, en na 'n goeie geleentheid toegestem tot wat? Om die geld te vat. Maar jy sien, hy kon nie die geld kry nie. Hulle het ooreengekom om hom geld te gee, maar hy moet eers die job afhandel. Hy moet eers doen. Jy sien, dis maar net hoe 'n fariseer se hart werk. Doen wat ons van jou verwag, en as jy dit gedoen het, dan vergoed ons jou. En hy het toegestem en na 'n goeie geleentheid gesoek om hom sonder oproer aan hulle oor te lewer. Sonder oproer is stilletjies. Ons gaan nie 'n geraas maak nie. Ons gaan nie te veel fokus op hierdie proses sit nie. Ons wil dit stil doen. As almal weer sien, as die volk weer sien, is hy klaar uitgelewer. Is hy klaar veroordeel. Ons gaan nie die volk kry om hom te oordeel nie. Ons sal hom oordeel en ons sal die volk kry om in te koop. Goed. En dan sien ons die aanbreek van die Paasfees. Goed, kom ons kyk. En die dag van die ongesuurde brode het gekom, waarop die Pasga geslag moes word. Die Paaslam. Die Pasga, so met ander woorde, nou is ons op die 10de dag, of die dag wat geslag moet word, is dit nou, ekskuus, ek is nou dalk nou vooruit. Hy sê, dan sê, julle moet dit in bewaring hou, so hierdie is die 14de dag van die maand. Die 2de week van die maand is die dag wat die Pasga geslag moes word. En die dag van die ongesuurde brode het gekom, waarop die Pasga geslag moes word. Toe stuur hy Petrus en Johannes en sê, gaan berei die Pasga vir ons, dat ons dit kan eet. En hulle sê vir hom, waar wil jy moet ons dit berei? En hy antwoord, kyk, as julle in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet wat 'n kruik water dra, volg hom na die huis waar hy ingaan. En julle moet vir die eienaar van die huis sê, die meester vra u, waar is die kamer waar ek die Pasga met my disippels kan eet? Nou daai kamer, die Engelse vertaling praat van die guest chamber. Die guest chamber. En hierdie guest chamber is die plek wat gedurig na verwys word in die woord. En dis die groot bovertrek. En die groot bovertrek, die guest chamber, is die plek wat Jesus, wanneer hy na die gelykenis verwys van die barmhartige Samaritaan, dan praat hy van 'n herberg. Nee, neem hom na die herberg, vat hom na die guest
chamber toe. Jesus word gebore, daar's nie vir hom plek in die herberg nie, en hy word in 'n stal gebore. Met ander woorde, Christus word altyd uitgestoot, maar ons het 'n plek van byeenkoms wat die herberg is, nie 'n sinagoge nie, nie 'n kerk, 'n geboude kerkie, nie 'n tempel nie. Die liggaam van Christus beherberg ander. En Jesus, ons is die tempel van Christus, wat beteken ons is die plek waar mense geherberg word. Ons is die plek van die herberg. Dit is net so lieflik om deel van die tempel van Christus te wees, want die tempel van Christus is die plek waar die gelowiges geherberg word. So hier is dit, die meester vra, wie is die meester? Die teacher. Die teacher, want wat sê Jesus? Hy sê, julle guest chamber is die plek waar julle teachers mense moet herberg, moet leer. Die kamer van byeenkoms, en nou wil ek vir jou sê, daai kamer hoef nie 'n spesiale ou plekkie te wees, want jy sien, dis die ding, ons sit te veel fokus op die plek van byeenkoms, as wat ons fokus het op die byeenkoms van gelowiges. Want die woord sê, daar waar 2 of 3 in my naam vergader, daar herberg ek, daar is ek ook, deur my gees in hulle midde. En die meeste vra, waar is die kamer, waar is die guest chamber, waar ek die Pasga, waar kan ek met hulle eet, waar kan ek die woord met hulle deel? Dis die Pasga. Christus is die Pasga, hy is die paaslam wat gekom het, wat ons moet eet. En sy bloed moet ons drink. En hy sal julle 'n groot, vers 12, en ek is oortuig dat hierdie man wat hy na verwys was 'n engel gewees. Dit maak nie saak nie. Maar hierdie persoon wat vir hulle gewys het waarheen hulle moes gaan, sou geweet het. God het dit vooruit bepaal dat hierdie ding moes gebeur, en hy sou nie eers geredekabel het nie, hy het net gesê, dis waar julle moet gaan. En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat reggemaak is, daar moet julle dit berei, dis klaar reggemaak, klaar berei. Want jy sien, die bovertrek is reggemaak. Wie is die bovertrek? Die tempel. Ons is die tempel, en dis 'n groot bovertrek, en daai bovertrek is almal wat bo is. Wat is bo? Bedink die dinge daar bo. En as jy deel is van die mense in die bovertrek, dan is jy nie die mense wat onder in die tempel gaan sit, en wat so fokus op hierdie tempel sit nie. Die tempel moet afgebreek word. Die mensgemaakte tempels moet afgebreek word in jou lewe, sodat jy in die bovertrek kan ingaan. Daar waar ons Christus ontmoet. En dit het niks te doen met 'n gebou nie. Goed. En hulle het gegaan en dit gevind soos wat hy vir hulle gesê het, en die Pasga berei. Want jy sien, dit is wat Jesus wil doen. As jy sy disipel is, dan moet jy die Pasga berei, en die Pasga moet jy aanbied vir die wat na jou luister. Teacher, leermeester, wees dan net iemand wat die Pasga aanbied vir die disipels. En Jesus sluit sy hele bediening af met die Pasga om te sê, julle moet my Pasga aanbied. Julle moet die paaslam vir mense aanbied. Jy kan maar Johannes 6 gaan lees, dit gaan alles oor die Pasga. Dit gaan alles oor Christus wat sê, julle moet my vlees eet en my bloed drink. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en aan die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet, voordat ek ly. Hoekom? Hoekom het hy verlang na hierdie Pasga? Want hy het geweet, die dag as hy hierdie Pasga hou, dan is dit wat sy Vader hom voorgestuur het, om hulle te leer afgehandel. Hoe sterk het ek verlang na hierdie Pasga? Weet jy wat? Vir 'n ewigheid het Christus na hierdie oomblik verlang. Hoekom? Want dit is die groot oomblik waar
hy oorgaan van mensgemaakte tempel na 'n ewigheidstempel toe. Ek het sterk verlang om dit wat God wou gehad het van die begin af, en dit is om gemeenskap te hê met heiliges. Ek het sterk verlang, want as hierdie afgehandel is, dan is dit volbring. En dan sê hy, voordat ek ly, voordat hierdie paaslam geslag moes word, moes alles afgehandel wees. Ek het so sterk verlang. Dis die lieflikheid van Christus, wat sê, want so lief het God die wêreld gehad. So lief, dat hy alles vir hulle kom sê het wat hulle moet weet, om die ewige lewe te beerwe, sodat hulle ewig saam met hom kan wees. En dit was God se verlange. Ek het sterk verlang om hierdie punt te bereik, waar ek weet, as dit afgehandel is, dan is die evangelie volbring, en dan is dit die plek waar hy mense na hom toe kan trek. Dis die plek van afhandeling. En dan sê hy, voordat ek ly, want ek sê vir julle vers 16, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. Want jy sien, die vervulling vind eers plaas, sodra die lam geslag is, en sodra die lam opgestaan het, en sodra die lam opgevaar het, en gaan sit het op sy troon, wanneer hy in sy koninkryk gekom het, en op die troon gaan sit het. Dit is die vervulling. Die vervulling vind plaas, wanneer hy op sy troon gaan sit. Vers 17. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want jy sien, die beker wat ons drink is die bloed van Christus, en dis nie fisiese bloed nie, die bloed verteenwoordig die lam wat geslag is. Wat was in die lam gewees? Die bloed was in hom. Hy moes geslag word sodat die bloed uit hom uitvloei. Wat is die bloed wat uit hom uitvloei? Dit is sy Heilige Gees wat uit hom uitgaan. Hoekom die Heilige Gees? Want sy moeder het swanger geraak deur die Heilige Gees. En die bloed wat in Christus was onbevlek deur menslike sonde. Hy het geen sonde gehad nie, want Christus is die feit dat die Engelse woord is geconceive. Ek sukkel nou om die Afrikaanse woord te bevrug. Maria was bevrug deur die Heilige Gees, wat beteken die bloed wat in Christus se are gevloei het, het gekom uit die saad van die Heilige Gees uit, en nie uit die saad van 'n sondige man uit nie. Vers 18. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok. En nou staan hier voordat, maar daar moes gestaan het, totdat. Ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, totdat die koninkryk van God gekom het nie. Jy sien, hy sê, ek moet wag, totdat die koninkryk van God kom. Hy sê, ek sal nie van die vrug van die wynstok drink nie. Want jy sien, hy is die vrug van die wynstok. Jy kan maar Johannes 15 gaan lees. Ek is die ware, die wynstok is ook die verkeerde vertolking, die wynstok, daar moet staan die wingerdstok. Ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wingerdstok, totdat die koninkryk van God gekom het nie. Want jy sien, die koninkryk van God kom, wanneer Christus op die troon gaan sit. So Christus sê, die dag as ek op my troon gaan sit, dan het julle aandeel. Nou kan julle begin drink. Julle word nou deel van die wynstok. Daarop neem hy die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtes. Wat is die liggaam wat gebreek word? Die liggaam is die brood. Wat is die brood? Die brood is die woord. Christus sê, ek is die woord.
Ek was die woord in die hemel, Johannes 1, ek was die woord, ek was by God, ek het vlees geword, ek het mens geword, en ek het onder julle kom woon vir 3 jaar, en vir julle die evangelie gebring van die koninkryk van God, en wanneer alles klaar is, sal ek gekruisig word, met ander woorde die paaslam, en dan het ek klaar vir julle die brood gegee, want ek is die ongesuurde brood wat vir julle gegee is. Ek sal vir julle alles gee, en dan gaan ek sterf, en dan gaan ek op my troon gaan sit, en dan het die koninkryk van God gekom, en dan begin ek myself aan julle te deel. Hoe? Woord en gees. Julle gees sal by my gees hoor, wat my woord eintlik vir julle beteken het. En dan sê hy, doen dit tot my gedagtenis. Elke keer wanneer julle met my woord besig is, dink aan my en soek my daarin, want ek is daarin opgesluit. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Die Nuwe Testament in my bloed is dit wat Christus met ons kom sluit het, die verdrag wat hy met ons kom sluit het, is om te sê, as julle aan my deel wil hê, moet julle in my bly, Johannes 15. Bly in my soos ek en julle sal veel vrug dra. Ek is die ware wingerdstok, julle is die lote. My Vader is die landbouer. En wie in my bly en ek in hom, hy sal veel vrug dra. En dis wat Jesus hier sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, met ander woorde die gees wat in sy bloed is. En as ek en jy aan hom deel wil hê, moet ons gees gebore wees, en dan het ons deel aan sy bloed, deur middel van sy bloed is die Heilige Gees, en die brood is die waarheid van die woord. En daarom sê Jesus in Johannes 4 vir die vrou by die put, die uur het gekom, en daardie uur is nou, dat julle my Vader in gees en waarheid sal aanbid. Goed. Maar kyk, vers 21, die hand van hom wat my verraai is by my aan tafel. Die hand van hom wat my verraai. Want jy sien, kom ek gou vir jou sê, dis die hand wat Christus verraai. Hoe so? Dis die hand wat bak staan om te sê gee. Want jy sien, ons dien hom nie vanuit ons vlees uit nie. Jy sien, die vleesmens staan altyd bakkant voor God. Oor wat sy werke, oor wat hy vir God kan doen. Gee vir my, toe Jesus, die vrou die kruik gebreek het, om Jesus te salf, met die olie waarmee sy hom gesalf het, die sondares. Toe's hierdie einste Judas Iskariot, die ou wat kapsie aanteken, en sê, maar hoe kan dit wees, ons kon hierdie vir baie gekoop, ons kan baie vir die Here gedoen het met hierdie geld, wat sy nou so mors. Want jy sien, as die hand nie kom by die plek waar die hand niks, jy kan met jou hand niks doen vir die koninkryk nie. Die koninkryk het jou nie nodig nie. Hoor mooi, Christus het jou nie nodig nie. Hy wil jou gebruik, maar hy wil die kanaal wees waardeur hy werk. Hy het jou nie nodig nie, hy werk deur jou en my, maar dit is hy wat werk. Want Christus het absoluut gewerk wat sy Vader gesê het. Hy sê, die hand wat my, kyk, die hand van hom wat my verraai is by my aan tafel. En wanneer jy, groot meneer, staan en sê, ek werk vir die Here, dan wil ek vir jou vandag sê, stop daarmee en laat toe dat hy werk wat hy wil werk deur jou. En staan jy net mooi uit die pad uit, dat mense jou nie sien nie, en dat hulle hom sien. Want dit is sterend om in die plek van Christus te staan, dat mense na jou kyk. Dit is sterend. Dis verkeerd, dat mense nog vir jou raak sien, en nie vir Christus nie. Goed. Hy is by my aan tafel. Kan jy sien, daar soveel mense wat aan die tafel van Christus sit, wat nie aan hom behoort nie. Jy sit in die kerk. Jesus het 'n gelykenis vertel. Hy sê, vriend, hoe het jy hier ingekom? En dan sien hy het nie 'n kleed aan nie.
Want jy sien, jy kan aan Christus se tafel sit sonder om gekleed te wees met Christus. Vers 22. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar weet daardie man deur wie hy verraai word. En dan verwys hy nie net na Judas nie, hy verwys na enige iemand wat hom verraai. Enige iemand. Wie jou as jy Jesus verraai vir geld? Wie Jesus as jy hom verraai vir geld? Ek hoor so baie hierdie ouens en gewone Afrikaner boere seuns wat sê, hy het vir my alles gedoen en hy wil net hê ek moet die beste hê en hy wil my besigheid seën en hy seën, en is net lewe, spreek net lewe en weet jy wat, dis sterend. Dis sterend om aan Christus se tafel te sit vir jou eie gewin. Want dis presies wat Judas Iskariot gedoen het. En die vraag is jy 'n Judas of nie? Is jy deel van Christus, sogenaamd, maar jy's elke dag besig om hom uit te verkoop vir jou eie gewin? Is dit wat ek vir hom doen, verdien ek dat hy vir my iets doen? Jy verdien niks nie. Die woord sê in Lukas 17 sê, ons is onverdienstelike diensknegte. Moenie aanspraak maak op vergoeding nie. Moenie dink die Here skuld jou iets nie, hy skuld jou niks. Dit is die weduwee wat alles gee, sy besef, as ek hom nie het nie, het ek niks. Dit help nie, ek hou my paar stukkies geld, my 2 geldstukkies terug nie, want weet jy wat, as ek dit op myself uitgegee het nie, het ek in elk geval niks. Want jy sien, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor hom. Want jy sien, hy is die wynstok, of die wingerdstok. Hy is die brood van die lewe. Hy is die ongesuurde brood wat jy nodig het. Jy het hom nodig, hy het jou nie nodig nie. En Judas Iskariot beweeg saam met Christus oral en hy, groot meneer, dra die geldsak. Groot meneer, hy is absoluut die tesourier. Hy is hierdie tesourier wat met die geldsak en hy is so belangrik en hy besluit hoe die geld bestuur moet word. Intussen tyd doen hy daai geldsak net vir homself. Hy is die tesourier. Maar juis omdat hy die tesourier was hy die hand wat hom verraai. Ek werk vir Jesus, ek dra die geldsak en dan verraai hy hom. En dan vers 23. Toe begin hulle onder mekaar te vra, wie van hulle dit tog kan wees, wat dit sou doen. Jy sien, kan ek gou vir jou sê, jy kan vir 3 jaar elke dag aan die tafel van Jesus sit en nog steeds onseker is of jy die verraaier gaan wees. Nog steeds onseker wees of jy die verraaier gaan wees. Weet jy hoekom is jy die hele tyd bekommer? Gaan ek kan deurstap? Gaan ek kan aanhou stap? Want weet jy wat, jou stap is vanuit jou eie krag uit. Jy sit te veel fokus op jouself. Jy sit te veel fokus op wat ek moet doen vir hom, want gaan ek dalk gediskwalifiseer word omdat ek te min vir hom gedoen het. Want jy sien, dis die probleem. Die probleem is nie wat ek vir hom kan doen nie. Die vraag is, wat doen hy vir my? Wat het hy vir my gedoen? Wat het hy vir my gegee? En as jy wil redding deelagtig word, leer hom ken vir wat hy vir jou gedoen het. Ek wil 'n voorbeeld gebruik. Ons is in die tyd van wat ek glo die laaste dae is, en in die laaste dae is, daar's 'n sterk beweging aan die gang oor Israel, as gevolg van wat nou onlangs gebeur het met dit wat ons kry in die Gaza, en ons weet, maar elke keer is daar mos 'n flare-up van dit wat in Israel gebeur. En dan kom die Christene en hulle verbind hulle tot Israel. En dan sê hulle, maar, en dan is daar baie leringe wat uitgaan, en dis die misleiers, dan is daar baie leringe wat uitgaan oor wat hulle noem replacement theology. Ek word geken as 'n replacement theologist.
'n vervangingsteoloog wat sê ons is want waaroor gaan die vervangingsteologie, en ek dink nie een van die twee is die waarheid in elk geval nie. Vervangingsteologie gaan oor is die Israel van vandag die laaste generasie Israel, is dit die Israel wat na verwys word in Romeine 11, of is ons die Israel, of wie is nou die Israel? En dan sê hulle, ons kan nie sê al die ware gelowiges is die Israel nie, dis replacement theology. So ons vervang nie Israel nie. Ons vervang nie die Joodse Israel en nou is ons die Israel nie. En dan het hulle geweldige argumente teen die sogenaamde replacement of die vervangingsteoloog. Weet jy wat is die beginsel? Dit gaan nie oor die Israel of nie Israel nie. Dit gaan nie, is ek die ware Israel of is ek nie die ware Israel nie. Dit gaan net oor Christus en hom. Paulus het gesê, ons verkondig Christus en hom as die gekruisigde. Hoekom moet ek die hele dag vuislaan oor Israel of nie Israel, en replacement of nie replacement? Wat is die punt? Die punt is ken Christus. Die punt is, sit aan die tafel van Christus. Want as ek nou moet begin argumente voer oor watter mense, watter bevolkingsgroep is nou die bevolkingsgroep, dan mis ek dit. Dan sit ek aan die tafel van die Here, met ander woorde, die tafel van die Here is sy woord, en ek probeer onderskei who's who in the zoo, en op die einde van die dag gaan dit nie oor who's who in the zoo nie, dit gaan oor Christus. Dit gaan oor Christus. Christus gaan nie vir jou vra, het jy geglo in vervangingsteologie nie? Die vraag gaan wees, ken ek jou of ken ek jou nie? Ken jy my? Het jy moeite gedoen toe jy aan my tafel gesit om my te leer ken? Of was jy daar vir jouself? Vir jou eie kennis? Vir jouself en dit wat jy nou kan uit ontrafel? Of het jy my regtig geken? En dis die probleem met iemand soos Judas Iskariot. Ken jy Christus of gebruik jy Christus? Soek jy Christus vir jouself of soek jy Christus vir wie hy is? Wil jy deel van hom wees of wil jy hê hy moet deel van jou wees? Dis die vraag. Moet hy inval by jou bediening of val jy in by hom? Val jy op hom? Is hy die rots waarop jy val en breek, of is hy die rots wat op jou gaan val en jou verbrysel? Dis die vraag wat ons moet vra. Amen.